Hallo almal, in hierdie video behandel ek tipiese vrae wat jy in die eksamen kan verwag oor funksies en verwantskappe. Vraag 1. Gegee die vergelyking y is gelyk aan min x kwadraat. Nou die vraag is, voltooi die tabel en nommer 2, plot die punte. Nou die eerste ding wat ons gaan doen, jy moet nou verstaan dat daardie min 2, dit is jou eerste invoerwaarde of insetwaarde en binne in jou vergelyking y is gelyk aan min x kwadraat, gaan jy nou min 2 in x se plek vervang. Maar jy moet onthou, as jy vervang, dan moet jy 'n hakkie gebruik. Daarom gaan jy nou eerste ook hierdie min 2 kwadraat moet doen en jy gaan sê min 2 maal min 2 is plus 4 en slegs nou gaan jy die minus in vermenigvuldig. So die ooreenstemmende uitvoerwaarde daar is y is min 4 en daar is min 4 nou. Nou moet jy verstaan dat daardie punt min 2 min 4 is eintlik jou koördinaat, want jou x is eerste en jou y is tweede in die hakie. En dis 'n baie belangrike ding om te verstaan, want later as ons nou by grafieke kom, dan moet jy 'n grafiek se koördinate kan plot, sodat jy die grafiek kan trek. So as jy gou kyk op jou assestelsel, dit is die y-as en dit is die x-as. So die punt min 2 min 4 vind jy daar. Ons volgende invoerwaarde is by x is min 1. So binne in ons vergelyking, y is min x kwadraat, in die x se plek binne in 'n hakkie vervang ons min 1 en dan doen ons eers die kwadraat. Min 1 kwadraat beteken min 1 maal min 1 is plus 1 en dan vermenigvuldig ons die minus in, so die ooreenstemmende y is min 1. Met ander woorde, die uitvoerwaarde is min 1. En as ons dan nou daardie ene as 'n koördinaat skryf, x is eerste, min 1 min 1 en kom ons kyk net gou, op die x-as is daardie min 1 en op die y-as is daardie min 1. So ons koördinaat is daar by min 1 min 1. Ons volgende invoerwaarde is daar by 0. So daar is ons vergelyking, in x se plek sit ons 0, maar 0 se kwadraat is 0, maal dit met 'n min, bly 0. So dit bly die punt 0, 0. So ons koördinaat is 0, 0. Dis daar by die oorsprong op die skets. Ons volgende invoerwaarde is by x is gelyk aan 1. Daarom, binne in ons vergelyking, in x se plek in 'n hakkie vervang ons 1 en dan gaan ons net eers met daardie min waag en ons gaan sê 1 se kwadraat beteken 1 maal 1 wat 1 is en eers nou gaan ons die min in vermenigvuldig en ons kry ons uitvoerwaarde is min 1. So, daardie as 'n koördinaat is dan 1 min 1. En op ons skets, daar gaan jy op die x-as vir 1 kry en jy weet nou waar's min 1. So as jy daardie punt plot, lê hy daar. En dan ons laaste uitvoerwaarde is 2. In ons vergelyking, in x se plek vervang ons 2 binne 'n hakkie. Ons wag met hierdie min, ons sê 2 se kwadraat beteken 2 maal 2 wat 4 is, en eers nou gaan ons die min in vermenigvuldig, dit word min 4. So daar is ons uitvoerwaarde min 4 en as 'n koördinaat x eerste is dit 2 en min 4 en as ons hom plot, dan bly hy daar. Vraag 2. Teken 'n tabel om x en y waardes van die vloeidiagram aan te toon. Nou hoe dit werk is, daar is nou 'n diagram, daar vlieg 'n tabel in. Dis nou wat jy gaan doen. So by jou invoer, dit is jou x-waardes, dit vind jy mos hier aan die linkerkant, en by jou uitvoer, dit is jou y-waardes, dit kry jy aan die regterkant. En nou moet jy 'n paar somme maak om dit te bereken. Jy sal sien, jou vloeidiagram sê maal 3 min 2. So dit beteken, jy gaan nou min 3 vat en dit met 3 maal
en 2 aftrek. So nou gaan jy sê, min 3 maal 3 is min 9, min 2 is min 11. Dus is jou ooreenstemmende uitvoerwaarde in jou tabel min 11. Nou vat jy jou volgende invoerwaarde, min 1, en jy gaan hom nou binne in jou vloeidiagram insit. So jy gaan sê, min 1 maal 3 min 2. En onthou, mens doen mos maal eerste. So jy gaan sê, min 1 maal 3 is min 3, min 2 is min 5. En jou ooreenstemmende uitvoer of y-waarde is min 5. Die volgende waarde, invoerwaarde is 0. So jy sê, 0 maal 3 min 2. 0 maal 3 is 0, min 2 is min 2. So jou y-waarde, jou uitvoer, min 2. Volgende invoerwaarde is 2. En jy sê, 2 maal 3 min 2. 2 maal 3 is 6, min 2 is 4. So die y-waarde, 4. Volgende invoerwaarde is 4. En jy sê, 4 maal 3 min 2. 4 maal 3 is 12, min 2 is 10. So jou uitvoerwaarde is 10. En laaste invoerwaarde is 5. Daarom gaan jy sê, 5 maal 3 min 2. Dus 5 maal 3 is 15 min 2 is 13. En jou ooreenstemmende uitvoerwaarde 13. Dan is daar nog 'n vraag. Gee 'n vergelyking wat die verwantskap tussen x en y aantoon. En die vloeidiagram gaan jou daar help. Dit is y is gelyk aan 3 maal x min 2. En waar pas die x nou in? Dit is elke keer jou invoerwaarde. Hier is 'n boodskap van my hondjie, Karossie Valentino. Vraag 3. Die volgende verwantskap is gegee. Y is gelyk aan x gedeel deur 2 plus 1. Vraag 1 vra, indien die invoerwaardes natuurlike getalle is, bereken die eerste 3 uitvoerwaardes. Nou, hoe verskil hierdie vraag nou? Ons is gewoond daaraan dat hulle vir ons die invoerwaardes fisies gee. Hulle sê die invoerwaarde is 0, min 1, 2, 5, wat ook al. Nou sê hulle vir jou, die invoerwaardes is natuurlike getalle. So weet jy wat, hierdie mannetjie wys nou vir jou, wat is natuurlike getalle? Dit is die probleem, voordat ons die uitvoerwaardes kan bereken. So kom ons kyk gou in die volgende skyfie, wat is natuurlike getalle nou weer? Telgetalle se simbool is n met 'n voetskrifie 0 en natuurlike getalle se simbool is net 'n hoofletter n. Telgetalle begin by 0 en gaan aan oneindig 1, 2, 3, 4, 5 ensovoorts en natuurlike getalle begin by 1. Nou verstaan ons dat natuurlike getalle is 1, 2, 3 ensovoorts. So wat moet ons doen? Ons moet die eerste 3 uitvoerwaardes bereken. Nou goed, hoe doen ons nou weer dit? Daar is ons vergelyking, y is gelyk aan x gedeel deur 2 plus 1. Ons eerste invoerwaarde, ons eerste natuurlike getal is nou 1, so binne in x se plek hierbo vervang ons 1. En dan het ons nou 'n half plus 1 en dit is 1 en 'n half. Ons volgende bewerking sal nou ons tweede invoergetal wees, ons tweede natuurlike getal. So binne in ons vergelyking, y is gelyk aan x gedeel deur 2 plus 1, gaan ons nou ons tweede natuurlike getal wat 2 is in x se plek invervang en 2 gedeel deur 2 is 1 plus 1
is 2. En die laaste bewerking binne in ons vergelyking, y is x gedeel deur 2 plus 1, ons derde natuurlike getal is 3. So in x se plek vervang ons 3. 3 gedeel deur 2 plus 1. Nou moet jy jou standaard 5 werk onthou, as ons breuke by mekaar wil tel, dan kan ons nie 3 op 2 plus 1 by mekaar tel nie. Ons moet vir 1 verander na 'n 2 op 'n 2, sodat ons noemers dieselfde is. So nou het ons 3 op 2 plus 2 op 2 is 5 op 2. En 5 op 2 as 'n gemengde getal is dan 2,5. Nou die volgende vraag sê nou, beskryf in woorde die patroon wat jy sien. Nou goed, ek wys net gou vir jou vanuit ons vorige skyfie. Ons invoer was 1, dis ons uitvoer 1,5. Ons invoer was 2 en ons uitvoer was 2 en ons invoer was 3, toe is ons uitvoer 2,5. So nou vra vraag 2, beskryf in woorde die patroon. So wat sien jy? Soos wat elke invoerwaarde met 1 vermeerder die uitvoer met 1/2. En dan vraag 3, indien die uitvoerwaarde 101 is, wat is die invoerwaarde? Nou goed, verstaan jy dat hierdie 101 is eintlik die y-waarde? En dan die vraag, wat is die invoerwaarde? Dit is x. So, ons vergelyking van die vorige skyfie was mos y is gelyk aan x gedeel deur 2 plus 1. Nou, in y se plek vervang ons 101 en nou gaan ons die vergelyking oplos. Hoe gaan ons nou weer hierdie vergelyking oplos? Ons wil vir x alleen kry, vir x bereken. So ons eerste probleem is om van die plus 1 ontslae te raak. En hoe raak ons van hom ontslae? Is ons trek 1 beide kante af. Want dis 'n vergelyking wat ons aan die linkerkant doen, moet ons aan die regterkant doen. Regs gaan ons sê plus 1 min 1 is niks. En aan die linkerkant 101 minus 1 is 100. En regs het oorgebly x gedeel deur 2. Maar ons wil x weet. So wat pla? Die gedeel deur 2. Hoe raak ons van gedeel deur 2 ontslae? Is ons gaan beide kante met 2 vermenigvuldig. Sodat aan die regterkant die 2 en die 2 mekaar uitkanseleer en aan die linkerkant 100 maal 2 is 200. Dus die invoerwaarde x is gelyk aan 200. Baie dankie dat jy na my video gekyk het. Onthou, ek het die hele syllabus vir jou opgeneem. Jy kry dit hier op YouTube of nog beter, gaan na my webwerf www.onlinemaths.co.za. Alles is ook gratis daar. Lekker kyk!